Goeiemiddag collega's, baie welkom by vanmiddag se vergadering, diagnosiese mediation, wat ons met julle wil bespreek. Ek glo almal het reeds toegang tot die diagnosiese verslag. Indien julle dit nog nie het nie, vra asseblief vir jou vakadviseur. En as jy nie 'n vakadviseur het nie, dan is ek vir jou baie jammer, dan sit jy sonder dit. Nee, dan moet jy vir my laat weet op hierdie groep. Ek sal miskien 'n skakel op hierdie groep ook kan sit, maar ek dink Christel het ook 'n groep met die Fazile Dabe onderwysers, en dan kan ons dit vir julle deel, maar ek kan dit ook vir Andrea en Isilda deel, en hulle sal dit ook met die groepe vir julle gee, maar die diagnosiese verslag is uit, en dit was al per e-pos ook gestuur. So, ek kan nie die hele 50 bladsy, want dit is 50 bladsy alleenlik net vir eerste addisionele taal, en dan nog 'n 50 bladsy vir huistaal wat môre gaan bespreek word. Gee my net gou 'n duimpie, dat ek net gou sien, is ek hard en duidelik? Ek praat nou op my rekenaar se mikrofoon, of moet ek my ander mikrofoon aanskakel? Yes, goed, ek sien duimpies, baie dankie. So ek het weer eens vir Copilot ingespan en gesê, luister hier, so gee my gou 'n opsomming wat aangaan. So ek gaan julle nie lank besig hou nie, hierdie is 'n opsomming, maar ek wil julle tog vra om wel na die diagnosiese verslag te gaan, almal kan dit self lees. So vir my om nou 'n ding met julle te gaan deurlees, is so goed soos jy wat gaan klas gee met 'n PowerPoint en jy lees alles van die skyfies af, sonder om enige ander inligting daarop te gee. So dit is doelloos, so moenie dit doen nie asseblief. So opsomming gewys, wat is die tendense? Ons het gesien dat daar meer kandidate in eerste addisionele taal is. Dit beteken ons klaskamers is groter, ons leerders is meer in die klaskamers, want ek sien nie dat daar meer skole gebou word nie. En ons het 'n gebrek aan Afrikaanse onderwysers, so daar is definitief meer druk op ons onderwysers. Slaagsyfers op 30% het van 94,1 tot 94,5 gestyg. En die distrikte wat wel gedaal het, daar moet maar gefokus op word op. En dan die 40% het ongelukkig gedaal. So daar's 'n kwaliteitprobleem wat ons sien by eerste addisionele taal. So meer kinders het deurgekom op 30%, maar minder het op 40% deurgekom. En dan sien ons wel by die hoë vlakke, by die vlak 7's, is daar 'n 0,1% toename gewees in die vlak 7 uitslae. So dit was ook nie te sleg nie. Uitdagings wat ons sien wat konstant aangaan, is die beperkte woordeskat. Ons weet dit, ons kry kinders wat nie dis nie hulle eerste addisionele taal nie. Dis hulle tweede of hulle derde addisionele taal. En dit is ongelukkig die kinders waarmee ons werk, so ons moet dit aanspreek. En dan die taalontwikkeling by strukturele uitdagings en die kognitiewe vlakke. En dan daar sien julle, ek het ook 'n foto direk uit die diagnosiese verslag uitgeneem wat sê kandidate gebruik nie die studiegidse, die werkboeke en ander bronne genoegsaam nie. Hulle het toegang tot baie materiaal, maar sukkel steeds met die opdragte en instruksiewoorde wat oor die algemeen gebruik word. Die onderwysers moet hulle leer hoe om hierdie bronne effektief te gebruik. So daar is baie inligting, maar die probleem is, gebruik die onderwyser dit reg en word die leerder geleer hoe om dit reg te gebruik. En ek sê vir al my kinders wat ek klasse van bywoon, sê ek, ons leer nie Afrikaans nie, ons oefen Afrikaans. En jou werk is om die kind bloot te stel, om soveel as moontlik Afrikaans te gaan oefen. Dis hoekom kandidate steeds sukkel met vraag 3 en vraag 4 en vraag 5. Daar's nie genoegsame oefening daarmee nie. Goed, by vraagstel 1 sien ons die probleme en klaskameroplossings, leesbegrip uitdagings. Kandidate ervaar die woordeskat wat beperk is en verstaan instruksiewoorde swak. Instruksiewoorde moet opgelei word, onderrig word. Dis deel van oefening. So ons gaan nie net in die klaskamer sit en ons gaan 'n begripstoets doen nie. Ons gaan 'n begripstoets doen met 'n doel voor oë. En wat is die doel voor oë? Vandag se begripstoetsaktiwiteit is om te fokus op die instruksiewoorde. So dis nie net hierso, doen nie die begripstoets, môre merk ons die begripstoets nie. Dan is jy nie besig om te onderrig nie, dan is jy besig om net begripstoetse te doen.
So die kinders word nie geleer nie. Hê 'n doel wanneer jy 'n begripstoets doen of wanneer jy enige ander aktiwiteit doen. Antwoorde herhaal teks sonder diepte-analises. So die antwoorde wat die leerders gebruik of die antwoorde wat die leerders gee is net direk uit die teks uit en hulle kan nie self dit analiseer of aflei nie. Swak visuele geletterdheid is die volgende ene. Hulle sukkel met die advertensies, hulle sukkel met die strokiesprente, hulle sukkel met die grafika, wat beteken dit word nie genoegsaam geoefen nie. Daaglikse leesstrategieë, sleutelwoorde, voorspelling, interpretasie, ons doen letterkunde, dit kan ons daar ook ingeoefen word. Dan gestruktureerde eksamenvoorbereiding, gebruik vorige vraestelle, maar ook mini-lesse en instruksiewoorde, sodat ons beter begrip en antwoorde kan oordra. Hierso het ek weer 2 goed wat vir my uitgestaan het uit die diagnostiese verslag net so gaan uithaal. Kandidaate verstaan dikwels nie die strekking van tekste, tegnieke in advertensie, hoe prente statistiek die inligting ondersteun of die humor in strokiesprente nie. Hulle moet leer om die konteks volledig te interpreteer, veral by advertensies en strokiesprente. Die skrywer se bedoeling word dikwels nie verstaan nie. Met ander woorde is bo hulle koppe. So nou moet ons ook gaan weet dat daar sekere kinders in ons klas is wat dit gaan altyd bo hulle koppe wees. Dit help nie jy probeer ekstra klasse doen en dit vir hulle fokus nie. Dis daai 40%. 40% lae vlak vrae wat hulle moet deurkom. Maar daar is 'n ander groep kinders in jou klas, so jy moet gaan diferensieer. Jy moet jou profiele gaan hê vir wie jy wel hierdie ekstra klas kan aanbied en met wie jy kan werk om wel hierdie begrippe te kan vaslê. Kandidaate sukkel om waar en onwaar vrae te motiveer. Dit verg oefening. Hulle gee soms 'n verkeerde motivering of hulle los die heeltemal uit of skryf slegs die teenoorgestelde van die gegewe stelling sonder om die konteks in gedagte te hou. So as hulle die teenoorgestelde stelling skryf, dan sê dit vir my waar en onwaar vrae was nie onderrig nie, want dit kom nog uit laerskool manier van doen af. As ons dan kyk na verder algemene probleme, hulle gebruik nog steeds direkte aanhalings of hulle voeg onakkurate foute by, dis by die opsomming en die sinstrukture is dikwels onvolledig en die samehang ontbreek. Daar's ook met die formaatfout by die opsomming. Leerders gebruik paragraafvorm in plaas van puntsgewys in die opsommings en daarvoor word hulle ook gepenaliseer. Sistematiese onderrig, onderwysers onthou by die formate mag hulle die eerste 7 sinne dan nou merk, né? Onderwysers moet kern-identifikasie sistematies onderrig, insluitend sleutelwoordherkenning, grammatika en korrekte sinformulering. So dit beteken, dit help nie jy probeer alles op een slag doen nie. Ons toets alles op een slag, maar wanneer jy klas gee, moet jy nie alles op een slag oor klas gee nie. Breek die olifant af in kleiner stukkies. Jy kan nie verwag dat die kinders alles op een slag moet eet nie, want dan is jy nie besig met kwaliteit nie, jy is besig met kwantiteit. Klaskamerpraktyke, gebruik rubrieke vir evaluasie, beplanning en redigering en oefen jou korttekste gereeld. As ons na die volgende een toe gaan, taalstruktuurprobleme, kandidaate sukkel met woordvorming, woordorde, stompie wat hierso moet ingeoefen word en kontekstuele taaltoepassing. Geïntegreerde taalonderrig, taalreëls moet binne betekenisvolle tekste en aktiwiteite geïntegreer onderrig word in die klaskamer. Dit beteken die tekste wat ons kies ook vir die kinders moet nog relevant wees. Want as dit nie meer relevant is nie, as dit nie van toepassing is in hulle daaglikse lewe nie, dan gaan dit nie omgangstaal word nie, en dan gaan dit nie die goeders wees waaroor hulle kan praat en wat hulle kan gebruik nie, en dan maak dit net nie sin nie. Praktiese klasaktiwiteite, weeklikse herhaling en konteksgebaseerde toetse, verbeter die taalvaardigheid en begrip op 'n dieper vlak.
So dis maklik om hierdie goed aan te spreek met vraestelle, met ou vraestelle. Onthou net, hoe ouer die vraestel, hoe minder relevant is die teks. Maar dit help nog steeds nie, jy gee net die vraestel en sê, daarso my kinders, gaan doen julle eie ding nie. Ons merk môre die vraestel nie. Jy moet nog steeds hierdie goed gaan afbreek en nog steeds hierdie taalwerk gaan onderrig en gaan kyk waar lê die foute. Gaan vat hierdie analise, gaan vat die moderatorsverslag, gaan vat jou eie fout in item analises. Jy gaan kyk waar is die gapings met jou klasse en gaan spreek dit aan met jou klasse spesifiek. Hierdie kom weer direk uit die diagnostiese verslag uit. Stel leerders bloot aan die volgende informele assessering vir hersiening van leesbegrip, advertensies, strokiesprent. Toets deurgangs kritiese taalbewustheid. Dit moet amper 'n tweede natuur begin raak. Spelling, woordeskat, die doel en boodskap van tekste. Assessering kan mondeling of skriftelik geskied. Onthou, wat het ons gister gedoen? Wat sê julle hiervan? Dit hoef nie die heeltyd 'n informele skriftelike toets te wees nie, maar hulle moet ook geleentheid kry om te skryf. Dit kan ook nie die heeltyd gepraat word nie, né? 'n Taalhandboek is nie voldoende in die onderrig van vraestel 1 nie. Moenie dink as jy die taalhandboek oopmaak en jy doen al die aktiwiteite, dan is jy klaar nie. Jy is nog steeds die belangrike een, wat daai taalhandboek moet gaan, ek wil amper sê, ontsyfer en hom gaan moet makliker maak. En al die ander hulpbronne en middele wat daar beskikbaar is. Selfs die ou vraestelle, hy beteken niks alleen nie, hy het die onderwyser nodig. Onderwyser moet met vrug gebruik maak van vorige vraestelle en leerders aan 'n verskeidenheid vraagstellings blootstel. Weereens, daar gaan diferensieer jy tussen jou lae denkvlak en jou hoë denkvlak vrae en jou middelorde vrae, sodat jy weet met watter groepe jy waarmee tyd gaan spandeer. Leerders moet daarteen waak om verbatim aan te haal wanneer die instruksie dit nie vereis nie. So hulle moet seker maak wanneer mag hulle aanhaal en wanneer moet hulle nie aanhaal nie. Leerders moet geleer word om nie die vraag daarop let dat paragraafverwysings hulle begelei na die fokus in die vraag en die antwoord daarby moet afsluit. Hierdie is baie belangrik. Ek gaan nie deur elke kolpunt hierso gaan nie, maar gaan kyk na hierdie gedeeltes by elke vraestel wat bespreek word. Waarop gefokus moet word. Ek het dit by elke vraestel 1, 2 en 3 het sulke kolpunte. Gaan kyk asseblief daarna waarop daar gefokus moet word. Dit is regtig goed wat uitgelig was deur al die provinsies. En dan kan jy na ons moderatorsverslag in die Vrystaat ook kyk. En dan kan julle sien, ons het baie probleme wat hierdie goeders betref. Voel van partykeer of die verslag uit die Vrystaat se verslag of opgestel is. Opsomming en hierso skoolpunte daaroor. Daar's nog op 'n volgende bladsy wat ek nie hierby gevoeg het nie. As ons gaan kyk na die letterkunde vraestel 2, die diagnostiese verslag daarso praat letterlik van elke genre apart. Nou ek gaan nie tyd spandeer op elke genre nie, so ek het weer eens net opsommend hier verwys na wat die algemene probleme is. So uitdagings en prestasieleerders sukkel weer eens met die beperkte woordeskat en swak konteksbegrip in eksamens. Hulle interpreteer literêre terme dikwels verkeerdelik. In ander woorde, hulle het die storie gehoor wanneer die juffrou dit gelees en hulle het miskien die vraag gehoor want hulle het dit een keer gesien, maar dit is nie ingeoefen nie. Hulle kon hulle self, daar was nie genoeg geleentheid gewees om hulle self uit te druk nie. So as jy die kinders nou in Engels gaan vra om die vraestel te antwoord, dan gaan hulle baie beter doen, maar hulle is nooit gevra of genoegsame oefening gegee om dit in Afrikaans te doen nie. Ons resultate is gebaseer op 'n eerste of 'n tweede poging.
en dis hoekom dit lyk soos wat dit lyk, en dit is wat ons moet probeer verander. Effek van visuele weergawes. Baie leerders vertrou op filmweergawes van tekste. En julle moet baie mooi kyk hierna. Dit lei tot foutiewe interpretasies van literêre inhoud. Jy kan nie alleenlik op 'n film staat maak en sê, hierso, gaan kyk die fliek, nou is ons klaar nie. Dit is onmoontlik. Jy kan nie die film speel en gaan sit agter jou tafel en merk en sê, daar lei die klok en nou is ek klaar nie. Dit is onmoontlik om dit te doen. Dis nie kwaliteit onderrig nie. Daai film moet die hele tyd onderbreek word as jy besluit om met 'n film te werk. En die hele tyd moet jy gaan wys, dit is wat die boek sê, dit is wat ons nou lees, dit is wat die film anders te doen. Die film het nie tyd gehad om hierdie gedeelte van die boek addisioneel te wys nie. En dan die vrae wat daarmee saamgaan. Want hulle maak hulle eie afleidings uit wat hulle daar sien, en dan vergeet hulle van wat in die eintlike oorspronklike teks staan. Klaskamerstrategieë. Onderwysers moet sistematies literêre terme en genre-spesifieke vaardighede onderrig met tydlyne en diagramme. Die kinders moet tydlyne ken. Hulle moet weet wanneer dit gebeur, sodat hulle kan verstaan, veral wanneer daar in die eksamenvraestel, wanneer daar uittreksels is, sodat die kinders kan verstaan, hierdie uittreksel is in hierdie deel van die drama of in hierdie deel van die storie, sodat hulle verstaan in watter konteks hulle moet antwoord. Vraagtegniek en hoororde denke. Leerders sukkel om vraagwoorde soos motiveer en bespreek te herken. Dit lei tot vae of irrelevante antwoorde. Ek wil amper sê, dis nie, die probleem is nie die herken nie, of die herken nie. Die probleem is, hulle oefen nie om hulle self te kan uitdruk in Afrikaans nie. Doelgerigte vraaganalise. Onderwysers moet leerders leer om vrae te onderstreep en antwoordformate te bepaal vir beter begrip. Leer hulle hoe om te leer. Leer hulle hoe om te antwoord. Hierdie kinders kan nie net op hulle eie gaan nie. As jy dit reeds in graad 10 en 11 gedoen het, dan kan hulle op hulle eie al aangaan. Maar as niemand dit nog gedoen het nie, dan is jou werk vir jou uitgeknip. En dit is baie tyd wat verlore gaan. Maar doen liewer een ding met kwaliteit en weet hulle ken hom, as wat jy 'n klomp goed half doen, en nou is jy deur die kurrikulum, maar niemand ken nog niks nie. Kritiese taalbewustheid. Leerders word aangemoedig om stereotypering en manipulasie te herken en analities te dink. Ek gaan aan na vraagstel 3 toe. Uitdagings en klaskameroplossings, die skryfuitdagings, hulle sukkel met beplanning. Nou, geen kind gaan vir jou beplanning doen as hy nie weet hoekom om te beplan nie. So jy moet gaan vir hom verduidelik hoekom hy moet beplan. Paragraafbou, taalgebruik, herhaling. As daar gebrek aan taal is, dan is daar herhaling, dieselfde ding oor en oor. As daar gebrek aan beplanning is daar herhaling, want hy kan nie onthou hy het dit alreeds gesê nie. En dan 'n onduidelike struktuur, wat weer eens 'n gebrek aan beplanning is. So ons sien, soos wat ons met ons onderwysers ook 'n gebrek aan beplanning sien ons 'n gebrek aan beplanning in ons skryfstukke by ons leerders. Want leerders doen soos wat hulle onderwysers doen. Die skryfproses. Oefen die skryftaak met die beplanning en die redigering, en dan skryf jy die finale stuk, en dan gebruik jy die rubriek as 'n gids om hierdie vaardighede te verbeter. Met ander woorde, jy doen jou verbeteringe daarna en sê, wat was fout? Daar moet doeltreffende terugvoer wees. Anders was dit 'n doellose oefening gewees. Om net vir die kind 'n punt te gee en sê, jy het 60. Dit beteken niks nie. Hoekom het hy nie 70 nie? Hoekom het hy nie 80 nie? Waar het hy sy punte verloor? Wat kon hy of sy meer doen
om beter te kon doen. Doelgerigte onderwysstrategieë. Onderwysers moet leerders leer om inleidings, logiese paragrawe en samehangende slotte te skryf. Ek sit nou hier by die hermerk en ek kyk na die inleidingsparagrawe van leerders wat nou meer punte wil hê. En dan is die inleidingsparagrawe maklik 6, 7, 8, 9 reëls lank. Dis 'n gebrek aan onderrig. Dis al wat dit vir my sê. Niemand het ooit vir hierdie leerder gesê, my maggies, kort en kragtig, slot en inleiding nie. Klaskamerpraktyk en terugvoer, gereelde stelwerkaktiwiteite en woordeskatontwikkeling, verbeter tydsbestuur en kreatiewe, goed gestruktureerde skryfwerk, of jy dit nou wil weet of nie, of jy nou dink jy tyd daarvoor, of jy nou lus is daarvoor of nie. Hoe meer jy skryfwerk oefen, hoe beter gaan dit word. Ons sportmense raak beter omdat hulle dit oefen. Enigiets anderster as jy dit oefen, verbeter jy daarin dieselfde met hierdie ding. En die leerders gaan dit nie self by die huis oefen nie. So die onus rus op jou, dames en here, kollegas, om hierdie kinders bloot te stel aan soveel as moontlik van hierdie oefeninge. By die lang transaksionele tekste, uitdagings met formaat en toon. Leerders het formaatfoute gemaak en verkeerde toon gebruik in transaksionele tekste. Alles was in die formate van briewe gewees in die Vrystaat. Dit was angswekkend gewees om te sien, as ek dit met die vorige jaar moet vergelyk, wat ons actually nie sulke formaatfoute gehad het nie. Was dit aangwekkend om te sien, as 'n kind nie geweet het wat om te skryf nie, dan het dit in 'n formaat. Jy weet, dis eintlik baie kreatief om 'n dialoog in 'n briefvorm te skryf. Dit wil gedoen wees. Of om 'n toespraak in 'n briefvorm te skryf, om enigiets anders in 'n briefvorm te skryf. Jy moet bietjie gaan dink daaroor, hoor. Maar ja, ons het baie kreatiewe briewe gehad, wat glad niks met 'n brief te doen gehad het nie. 'n Gebrek aan onderrig. Ons transaksionele tekste word nie onderrig nie. Dit word ook nie hersien nie. Voorbeeldtekste en vergelykings. Jy moet jou voorbeelde gebruik. Jy moet jou kinders blootstel aan hoe dit gedoen word. Moenie net gaan aanneem hy weet nie. Nou julle is veronderstel om in die bevoorregte posisie te wees om 'n eerste addisionele taal te hê, wat beteken huistaal moes die kinders al blootgestel het. Maar jy weet wat in jou huistaaldepartement aangaan, so moenie net aanneem nie. Dalk is dit nie die geval nie, dalk weet hulle nie. Maak seker dat jy weet, jou leerders weet. En dis hoekom ons vooraf oefen en vooraf toets, sodat ons nie in die eksamen agterkom, hulle weet nie, want dan is dit te laat. En dit is onregverdig. Praktiese skryfopdragte. Leerders oefen verskillende skryfstukke om style en register en ander vaardighede korrek toe te pas. En dan eksamen simulasie oefening. En hierdie wil ek vir julle vra om dit eintlik met al julle vrae te doen. Julle moet die kinders blootstel voor 'n eksamen aan 'n eksamen. Hoor julle wat ek vir julle sê? Stel die kinders bloot voor 'n eksamen aan 'n eksamen. Met ander, dit moet formeel wees. Hy moet 'n sekere hoeveelheid tyd hê, sodat hy nie in die eksamen agterkom, ek het nou nie genoeg tyd gehad nie. Want hoeveel van daai kinders doen regtig moeite om hulle self te gaan toets by die huis en sê, okay, nou gaan ek vir myself 'n FOP eksamen skryf. So jy moet hom blootstel aan 'n FOP eksamen, sodat hy weet waar hy fout gegaan het om dit reg te doen die volgende keer. Laat hy foute maak voordat die finale ding doen. By die kort transaksionele tekste, belaglike inligting soos 'n datum word uitgelaat. En weet, dan is dit partykeer net die datum wat nodig is om die formaat te laat tel. En dan beteken die formaat is nie daar nie. En dan die logiese volgorde, die vloei van 'n ding.
En dan instruksiewoorde, ons werkwoorde wat uitval, heeltemal uit die plek uitval. Die formate, weer eens 'n gebrek aan onderrig daar of hersiening, wat nie die vaardighede versterk nie. Weer eens oefeninge, wat die kinders sal help om daai 30 minute, soos wat hulle gaan nodig hê in 'n eksamen, al wat hulle gaan hê is 30 minute, daai vaardigheid om dit wat hulle moet doen in 30 minute kan doen, stel hulle bloot aan dit, stel hulle bloot aan daai tipe druk. Woordeskat-aktiwiteite, om te fokus op emosionele taal, waar dit nodig is, die regte rigtingterme, waar dit nodig is, die regte beskrywende woorde, waar dit nodig is, sodat daar funksionele skryfvaardighede is, en wanneer dit nodig is om dit te verbeter. Uitdagings in die kort tekste. Leerders laat belangrik, kyk, dit klaar gesê, en ek net gaan, implementering. Stel vir jou 'n klaswoordmuur op, en toets gereeld daai terminologie, goeters waarmee jy weet hulle sukkel. Dit kan gewone normale woordeskat wees, dit gaan woordeskat wees wat gepas is aan transaksionele tekste, dit kan woordeskat wees, dit kan vraagwoorde wees in 'n eksamen, dit kan vraagwoorde wees in literatuur, dit kan stylfigure, dit kan beeldspraak wees, al daai goeters, dit moet oralster wees. Lê klem op intensiewe visuele geletterdheid, konteksontleding en onderrig van die vraagtegniek, veral interafhanklike vrae. Daai van motiveer. Doen volledige eksamen-simulasie van vraestel 1, 2 en vraestel 3. Moenie lui wees met vraestel 3 nie. En daai terugvoer moet eintlik in hoofletters wees en in uitroeptekens. Met terugvoer en remedierende ondersteuning. Want dit is eintlik hoekom ons daar is. Ons is daar vir die terugvoer. So dit help nie ons gee net hierdie goed en sê, daar's hy, gaan nie. Wat van die terugvoer en wat van hoe om dit nou reg te maak, hoe om dit nou te verbeter? So as die leerder sien, jy gee nie om nie, hoekom gaan hy omgee? Fokus op hersiening van swak sipvaardighede. Hoë orde denke. Nou, weer eens, as jy sien, daar's 'n groepie kinders, wat net 40% gaan kry, want dit is die plafon wat bereik is, dan help dit nie, jy gaan met hulle 'n ekstra klas doen, waar jy vir hulle gaan sê, right ouens, vandag gaan ons die hoër orde vrae doen nie. Want jy is besig om op klippe te saai. So, kies jou gehoor en doen die vrae wat jy weet, daai spesifieke gehoor wel op goed kan doen. En dan fokus jy op die hoër orde vrae met die kinders wat jy weet dit wel kan doen en waar jou kwaliteitpunte kan lê. So, dit help nie om ekstra klasse te gee vir 'n hele groep, vir 'n hele klas nie. Dis nie waaroor ekstra klasse gaan nie. Intervensieklasse met almal gelyk gaan nie werk nie. So wanneer jy spesifieke vaardighede wil inoefen, dan kies jy wat is die vaardigheid, wat is die vlak van daai vaardigheid en jy kies jou teikenmark vir daai vaardigheid. En dan ten slotte sistematiese taalontwikkeling. Sukses berus op die sistematiese ontwikkeling van lees, skryf en taalvaardighede. Nou wat ek sien met ons handboeke is, hulle wil so alles gelyk doen. En dit is die probleem, want ons handboeke neem aan dat die leerder reeds op 'n sekere vlak is, en ons almal weet dis nie die geval nie. So breek hom af in kleiner stukkies, stukkie vir stukkie. Rol van onderwysers skep ryk taalklaskamers, waar daar betekenisvolle blootstelling is. Geen mens doen iets as daar nie 'n doel daaraan is nie. Maak seker jou leerders weet waarmee hulle besig is, hoekom hulle dit doen. Hoekom moet hulle lettergreep doen? Hoekom moet hulle hierdie literatuur doen? Hoe kan hulle dit gebruik? Op die ou ende gaan dit alles oor, wat is ons uitkoms? Op die ou ende moet ons kan skryf en ons moet kan praat. So bring wat ook al jou doel is vir hierdie klas terug na, hoe kan ons dit verder gebruik? Hoe kan ons wat ons vandag doen verder gebruik? Nie net vir eksamendoeleindes nie, maar ook in buitekant die klaskamer.
en in ander vakke of in ander vraestelle, vraestel 1 of vraestel 2. So as ek met 'n vraestel 2 besig is, dan kan ek dit definitief in vraestel 3 gebruik. As ek met 'n vraestel 1 besig is, kan ek dit definitief in vraestel 3 gebruik. Geïntegreerde taalrig, leesbegrip, skryfwerk, letterkunde word geïntegreer om die taalvaardigheid te verbeter. So, wanneer ek met die een besig is, dan moet julle vir hulle sê, ek bedoel, as ek met die toespraak met mondeling besig is, dan kan ek ook die toespraak in skryfwerk doen. As ek met 'n advertensie besig is in taalwerk, dan kan ek hom terugvat ook na skryfwerk toe. En ek kan hom daar in my transaksionele teks ook gaan doen. Daar kan ek met my plakate werk, daar kan ek met my pamflette werk, wat ook al die behoefte is. Ondersteuning en terugvoer, duidelike riglyne en doelgerigte terugvoer. Julle terugvoer. Help leerders om volhoubare groei te bereik. Dis moet daar doelgerigte beplanning wees. Sonder beplanning, kollegas, gaan daar niks verder gebeur nie. Goed, dit is die einde van my opsomming ten opsigte van die diagnosiese verslag. Wat ek wel ook in hierdie skyfies gesit het, is die interne moderatorsverslag wat ons ook opgesom het. En ek gaan dit nie met julle bespreek nie, want ek glo dit was reeds afgehandel met die startup workshops. So ek het dit net in hierdie skyfies gesit, so wanneer ons dit uitdeel, dan het julle toegang daartoe. En dit bespreek, alles wat ek nou gesê het, net met 'n bietjie meer detail, en ek dink, dit praat bietjie meer met ons kind in die Vrystaat, en nie noodwendig soos die nasionale diagnosiese verslag, wat oor die algemeen praat nie. Maar moenie dink jy het nou hierdie ding bygewoon, en nou weet jy alles nie. Gaan lees daai diagnosies, dis baie insiggewend. En vat wat vir jou van toepassing is, en maak dit deel van julle lesbeplanning. Wat ons gedoen het is, en ek wil julle net attent maak op hierdie lys van woorde, veral vir ons eerste addisionele taalkinders, van wat die kinders verkeerd gebruik, en gaan hamer op hierdie goed, laat hulle dit reg sê. Vat die foto in plaas van neem die foto. Wakker op in plaas van word wakker. Ek het dit gelos in plaas van ek het dit verloor. En hier's 'n paar skyfies net daarvan. Daarmee saam, dames en here, kollegas, is dit die einde van hierdie aanbieding. Dit was pynloos en vinnig geweest. Ek het gedink dit gaan 'n uur wees, dis nou net 'n halfuur. So maak seker dat jy weet dat jou werk maak nog steeds die toekoms moontlik. Ek gaan die bywoningsregister is op die kletsgroep. Ek het hom nou net weer daar geplaas, en jy kan weer vir jou vakadviseur vra om die skakel vir jou aan te stuur. En ek gaan nou toelaat, as daar enige vrae is, ek dink nie daar behoort vrae te wees nie, en ek dink jy is baie moeg, moenie vir my vra nie. Maar as daar enige vrae is, asseblief, nou is 'n geleentheid om met my te praat. Ek is baie bly om te sien, daar's geen hande nie, of julle kan my glad nie meer hoor nie, en julle is nie lus om met my te praat nie. Maar dit lyk nie vir my of daar enige hande is nie. So daarmee dan is dit die einde van hierdie mediation vergadering. Baie dankie, en julle moet 'n lekker middag hê. Ek seker julle het baie ander goeders om te doen, maar vat hierdie ding asseblief en gaan lees hom en gaan maak seker dat dit in jou lesbeplanning is. Die gate wat in jou klas van toepassing is. Jy weet waar is die gate, en as jy nie weet nie, gaan maak seker dat jy uitvind waar jou gate is, want jy gaan verseker verbetering daarop kry. Julle moet 'n ongelooflik lekker dag hê. Dat ek sien hier soos iemand in die kletsboks. Sal jy asseblief als oor e-pos vir ons stuur? Nee, Dionie Dessels, ek kan nie vir jou oor e-pos stuur nie, want ek het nie jou e-pos nie, en ek kan nie vir almal e-posse stuur nie. So jy moet maar asseblief met jou vakadviseur kontak maak, en dan moet julle dit op die groepe kry.